Vir die boodskap vir vandag is daar geen betere gedeelte in die woord van Jesus self nie, of die vermaning van Johannes nie. Ek lees vir die skrifgedeelte, 1 Johannes 3 vers 17 en 18. Wie wêreldse besittings het en sy broer sien ly, maar sy hart is vir hom toegesluit, hoe kan die liefde van God in hom bly? Kinders, ons liefde moenie net woorde en lippe taal wees nie, maar moet met daad bewys word en opreg wees. Tema waaroor ek wil julle oorgesels is oë wat sien en hande wat help. Goeiemôre. Vandag is baie swaar op my hart. Ons kyk gereeld na al die krisisse in die wêreld. Maar vandag wil ek hê ons moet nader aan huis kyk. Reg langs jou. Die persoon langs jou, 'n kollega, 'n vriend, 'n buurman of dalk jou eie broer of suster. Tannie of oom, maak nie saak nie. Het jy die nood in hulle oë gesien en bloot besluit om weg te kyk? Is dit wat die almagtige God met jou doen? Het die almagtige skepper van die hemel en aarde vir jou niks gegee nie? Waarom laat ons toe dat mense struikel? Ons kyk hoe hulle val, gesigte eerste in die modder en moedeloos in hulle oë bedek, en dan los ons hulle net daar. Het Jesus op sy reis verbygestap? Het hy nie gestop? Hy het aangeraak. Hy het opgehelp. Waarom het ons dan so selfsugtig geword? Hulle sê die lewe verander mense, maar die lewe is nie ons meester nie. God is. Hoe lyk jou hart vandag? Kan jy jou broer of suster die hand vat voordat hulle die grond tref? Vandag vra ek jou, moenie net verbyloop nie. Wees 'n antwoord vir iemand anderste se gebed. Wees vandag 'n helpende hand van Christus. Wees geseënd en mag julle 'n wonderlike dag verder hê. As jy van die video gehou het, like dit, share dit en subscribe. Die grondpad is daar vir jou.